Welkom by hierdie week se HMT Politieke Oorsig. Ons gesels soos ouer gewoonte weer met Roland Henwood van die Universiteit van Pretoria. So baie welkom vandag weer, Roland. Môre Johnny, baie dankie. Lekker om te gesels. Ja, weer 'n interessante week wat ons beleef het. Verseker. Ek wil graag bietjie plaaslik fokus. Ons het bietjie vroeër die week ook met Prof Theo gepraat, bietjie meer internasionale goed gesels, maar ek wil nou bietjie die fokus half plaaslik plaas en ek dink die ding wat vir my eerste op in gedagte is natuurlik Phala, waantoe hierdie ding nou op pad is, wat vir ons president nou voorlê. En ek weet iemand soos Julius Malema het ook dan redelike uitspraak gehad rondom wat sy siening rondom dit is. Ja, so tot onthou dat Julius Malema is op die staan onder geweldige druk, sy party doen nie goed nie. Hy self is onder druk omdat hy skuldig bevind is. Hy's nou 'n veroordeelde persoon. Die kwessie van sy straf is natuurlik nou hangende appel, maar dit beteken sy toekoms is onseker en hy probeer nou maksimum myle kry vir homself, maar ook vir die party, maksimum druk plaas op president Ramaphosa in die hoop dat dit vir hom bietjie meer voorspoedige uitkoms bring in die verligting kan sy party, bietjie die aandag ook weglei van homself af. Ja, die Phala saak is interessant en daar's verskillende dimensies daarvan. Die een is die regsdimensie, die regsproses wat nou aan die gang kom. Ons het gesien president Ramaphosa het nou aansoek gedoen vir toestemming by die hoofregter. Hy wil die 2 regters wat deel was van die aanvanklike komitee wat die ondersoek gedoen het, wil hy dagvaar. Hy wil hulle getuienis en hulle verslag wil hy eintlik tersyde laat stel. En hy het 'n paar baie belangrike vrae wat in 'n regskonteks hanteer moet word, wat dui op die aanvaarding van die verslag, die afleidings wat hulle gemaak het. En hy het lyk vir my argumente, 2 breë argumente waarop sy saak berus. En dit is dat hy soek 'n hersiening omdat hy sê die kommissie het buite sy mandaat opgetree in terme van wat hy ondersoek het. En dan het hulle gegaan op hoorsê getuienis. Hulle het nie die getuienis evalueer om te bepaal of daar werklik 'n saak is nie. Dit is lyk vir my die 2 kwessies wat hy wil gebruik in terme van die hersienings. Nou dan saam met dit is daar ook dan die skrywe wat hy gerig het aan die spreker. Want sy argument is die komitee kan nie aangaan as hierdie saak onder hersiening is nie, want as die verslag verwerp word, dan is daar nie meer 'n rede vir die komitee in parlement en die soek van die staat van beskuldiging. Jy wil half die basis van die hele ding probeer uithaal. So dit is waar die regsproses nou heel op pad is. Hoe lank dit gaan vat en tot watter mate dit suksesvol gaan wees, sal 'n mens moet sien. Die ander deel van die proses is natuurlik die parlementêre proses. Die spreker is nou besig om die komitee saam te stel wat die parlementêre ondersoek moet lei en wat dan aanbevelings moet maak aan die nasionale vergadering van word die president in 'n staat van beskuldiging geplaas en dan word die proses verder gevoer met 'n stemming of gaan die komitee kan bevind dat hier is nie werklik gronde vir 'n staat van beskuldiging nie. Hulle kan natuurlik iets anders bevind en sê die president moet gesanksioneer word en tereggewys word of wat ook al. Ek weet nog nie wat presies is die magte van die komitee nie, ons sal moet sien presies hoe dit saamgestel word, wat kan gebeur. Maar dis die politieke proses. Nou saam met hierdie politieke proses word daar ook baie politiek gespeel. Ons sien dat die MK-party byvoorbeeld vir Dr. Bjorn Slope aangewys as hulle verteenwoordiger. Hy is natuurlik deur die hof as 'n persoon verklaar wat nie in die regsdienstkommissie mag dien nie, wat ook parlementêre verteenwoordiging het, omdat hy skuldig bevind is en hy was die eerste regter in Suid-Afrika wat uit sy ampt onthef is en ontstoot is. Nou sê hy 'n parlementslid vir MK, nou so net sê hy is die parlementêre leier, adjunkleier, maar hy was ook al uitgegooi en weer teruggebring. Nou of hy werklik aanvaarbaar gaan wees om in die komitee te dien, sal 'n mens moet sien. Ek weet nie of van die ander partye dalk dieselfde argumente gaan bring en sê maar hy behoort nie in hierdie komitee te dien nie. In terme van die praktyk en etiese grondslae is dit onbestaanbaar met die doel van die komitee, maar dit sal 'n mens moet sien. Indien dit die geval is, kan dieselfde vraag waarskynlik dan rondom die lei van die EFF gevra word. Of dit so hanteer sal word, sal 'n mens moet sien. So maar daar word nou baie politiek rondom dit gemaak. En dan het ons gehoor dat die leier van die BA, Jordan Lewis, wat sê mense wat in die ANC is aan die Ramaphosa kamp en sakeleiers sit druk op hom
om nie die president uit te lewer nie, om hom te beskerm. Nou die posisie van die DA is, ons gaan nie iemand beskerm wat aan skending van die grondwet of onwettige optrede skuldig is nie, maar ons gaan nie uitsprake maak voordat ons daar kom nie. So dis interessant dat daar nou baie druk geplaas word. Ons het gesien, Gayton McKenzie van die Patriotic Alliance het ook in die week gesê, ander partye moet ophou om hom te kontak en druk op hom te plaas. Hy gaan nie sy rug op die president keer nie. Hy beskerm die president, hy staan saam met die president. Nou al hierdie is aanduidings dat daar groter debat rondom die saak ontwikkel as net die regstegniese vraag, is die president skuldig aan oortredings of nie? Daar's politieke gevolge. En die belangrike politieke gevolge sentreer rondom die voortbestaan van die regering van nasionale eenheid. En in watter vorm dit voortbestaan sou president Ramaphosa onsetel word. Nou daai antwoord hang natuurlik af van wie word dan in sy plek leier van die ANC. Sou dit gebeur dat hy byvoorbeeld in die parlement skuldig bevind word en hy word as president uitgestem. Nou dit gaan waarskynlik hele ruk vat voor ons daar kom, maar ek dink dit wys hoe die politieke winde begin waai en hoe daar begin optrede vorm wat nie net regs en parlementêre prosesse insluit nie, maar ook die breër politieke samelewing begin insluit, gaan waarskynlik baie verdelende debat wees binne die ANC en buite die ANC. En verskillende partye gaan baie mooi moet kyk hoe hulle reageer, want daar gaan gevolge wees wat hulle ook al doen. Enerzijds kan partye soos die DA nie gesien word dat hulle onwettige optrede beskerm nie, maar hulle kan ook nie gesien word dat hulle roekeloos is en goedsmoeds die stabiliteit van die regering in die gedrang bring nie. En waarskynlik afhangende van wat die verskillende prosesse bevind, kan die DA homself in 'n baie moeilike posisie bevind, maar dit sluit ook ander partye in, soos die PA, soos die Vryheidsfront Plus en sovoorts. Al die partye wat deel van die regering van nasionale eenheid is, gaan baie moeilike keuses moet maak vorentoe, tensy daar 'n proses is wat sê, hierdie kommissie se verslag is gebrekkig, dit kan nie so staan nie, en dit word tersyde gestel, en natuurlik goed, dan moet 'n mens kyk, wat gebeur verder. Ek dink daar's ook 'n ander dimensie in hierdie proses wat waarskynlik meer aandag gaan kry vorentoe. En dit is die ondersoek van die Reservebank wat gesê het president Ramaphosa het nie oortredings begaan nie, en die ondersoek van die openbare beskermer wat ook sê dat hy nie skuldig is nie. Nou daai is belangrike rolspelers wat 'n bepaalde aansien in die gemeenskap het, en daar gaan moet gekyk word na op grond waarvan maak hulle bevindings, en is dit korrek, en wat beteken dit dan in terme van hierdie instelling se bevinding teenoor die kommissie wat gesê het, maar die president onthou dit hom nie skuldig bevind, hy het gesê hy het 'n saak wat hy antwoorde opgee. Ja, wat hulle moet ondersoek. Wat ons nie weet nie, 'n tydperk van onsekerheid op 'n sekere vlak in Suid-Afrika, en ek dink ons gaan sien dat dit 'n invloed gaan hê op president Ramaphosa op sy optrede, en hoe dit ook binne die regering en breër binne die ANC gaan speel. Roland, my gedagtes soos jy nou praat, ons het laasweek ook gesels het, of die week voor dit gesels het, is die MK en EFF het hulle nie voordeel uit te trek om half die proses te eskaleer nie, amper vir Ramaphosa te probeer uitkry, of president Ramaphosa te probeer uitkry, en weer aan die ander kant die RNE-lede wat dit moet probeer beskerm nie. Wat is daai dinamika? En dit is die moeilike keuse wat partye gaan maak. Die EFF en MK het nie tyd vir Ramaphosa nie, hulle wil hom uitkry, hulle wil hom polities vernietig so ver as Want hulle kan amper 'n ander RNE begin op 'n manier as hulle 'n ander. Dis deel van hulle argument is dat hulle hoort in die RNE. Ek meen ons het hierdie week gesien dat Malema sê hy moes die president gewees het na 2024 se verkiesing, maar die onafhanklike verkiesingskommissie het hom beroof van die geleentheid, want die verkiesing was nie vry en regverdig nie. Ja, die MK het ons ook gelyke uitsprake gemaak. Daar's natuurlik geen gronde vir daai uitsprake nie. Dis dalk iets wat 'n mens na kan kyk vorentoe, die rol van die OVK en hulle geskiedenis in Suid-Afrika. Maar ek dink die belangrike punt nou is MK en die EFF en dan 'n deel van die ANC het 'n gevestigde belang om president Ramaphosa te verswak en te verwyder. Want hulle het ander idees, ander beleidsstandpunte, hulle het 'n ander benadering
En dan is daar ander rolspelers wat in die drie-party alliansie is, maar op die stadium bietjie buite staan, die SHKP, die vakbonde wat aan daai kant geposisioneer is, wat baie anti-Ramaphosa geraak het, en hulle groot kwessie nou is, hulle wil nie hê die DA en die Vryheidsfront Plus en sulke partye moet deel van die regering wees nie. So hulle sal enigiets doen om daai regering tot 'n val te bring en dan 'n alternatiewe struktuur te skep wat meer na hulle pype gaan. Yes, maar dit gaan onsekerheid bring in die land. Baie As ons onsekerheid Sweets bring waarskynlik groot negatiewe ekonomiese gevolge op die kort termyn hê, maar moontlik ook op die lang termyn. Want as hierdie partye met die beleidsstandpunte kom wat hulle mee rondgaan, gaan dit geweldige uitdagings in Suid-Afrika skep. Ek wil 'n voorbeeld noem. MK het hierdie week begin met 'n gesprek en hulle wil die grondwet wysig. Hulle wil alle grond in Suid-Afrika, soos minerale, wil hulle aan die staat verbeurd verklaar. Dan mag nie privaat eiendomsbesit van grond wees nie. Nou wat dit gaan beteken vir beleggings, vir investering, vir ontwikkeling, weet ons nie. As ons gaan kyk wat het gebeur in soortgelyke situasies, Zimbabwe, Venezuela, dan was die gevolge rampspoedig vir dekades gewees. En dit is die tipe goed wat 'n mens nie wil sien gebeur nie en wat jy nie in Suid-Afrika enigsins kan goed praat nie. Onmiddellik kom MK dan en hulle sê maar dis nie wat hulle wil doen nie. Hulle wil nie grootskaals grond wegvat soos wat in Zimbabwe gebeur het nie. Nou, hoe versoen jy ons verklaar eiendomsreg aan die staat? Want wie besit dan wat, wie besluit wat? En dan interessant, daai gaan waarskynlik baie groot verdeeldheid tot gevolg hê, want ons sien hoe die debat rondom die Ingonyama Trust binne die ANC en buite die ANC, binne die KZN, geweldige politieke verdeeldheid en spanning geskep het, tot so 'n mate dat die regering so 'n bietjie terughou nou op wat hulle gesê het hulle wil doen. So hierdie is nie 'n kwessie wat 'n mens ligtelik moet opneem nie. Daar's natuurlik ander kwessies in die grondwet wat ook onder die loop gaan kom. Die EFF wil byvoorbeeld altyd die artikel 235, die reg op selfbeskikking binne hulle skrap. As hulle sê dit hoort nie daar nie, daar's nie plek daarvoor nie, dis onnodig. Nou dis iets wat nie noodwendig die meerderheid Suid-Afrikaners raak nie. Maar vir diegene wat 'n belang in daai artikel het en die belang daarvan, is dit natuurlik net so 'n belangrike kwessie. So die tipe idees wat hulle mee loop. En dan natuurlik die ander ding wat 'n mens maar meer moet begin sê. As jy gaan kyk na die persoonlikhede in MK veral, maar ook in die EFF, is daar 'n paar belangrike rolspelers wat ernstig gevra het om te beantwoord oor korrupsie in die verlede, oor wanbestuur in die verlede, goed wat hulle gedoen het, wat in die Zondo-kommissie uitgekom het, party van dit in die EFF lank voor dit. En daar's nooit stappe geneem om regverdiging of vervolging in te stel en verantwoording af te dwing nie. Nou as dit die tipe mense is wat die regering oorneem, en dan wil ek 'n naam byvoeg, die adjunkpresident Mashatile, en alles wat ons weet rondom hom en sy familie en hulle voordele wat hulle trek uit staatskontrakte uit. Dis nie 'n goeie groep mense wat jy in regering wil hê, en veral nie in 'n situasie waar hulle nie regtig beperkings het wat hulle terughou nie. Dit gaan waarskynlik niks goed vir die res van Suid-Afrika inhou nie. Ja, dit kan ongelooflike ekonomiese onstabiliteit en ek kan net dink aan die ripple effek wat dit kan hê op alles eintlik. Dit sal 'n groot ramp eintlik wees wat ons gaan op afstuur. Ek dink ten slotte hieroor miskien net sê dat jy weet 'n mens moet realisties kyk na wat gebeur in ons politiek. Ek dink mens moet aandag en kennis neem van wat rolspelers sê. Maar hierdie is nie iets wat op die kort termyn gaan gebeur nie. So sake nou staan, gaan hierdie prosesse tyd neem om te verloop. En ek dink ons gaan 'n duideliker prentjie kry vorentoe. Is daar werklik die saak wat sommige uitmaak teen die president, of is dit 'n ander tipe saak wat 'n mens na moet kyk? Daar's ongelukkig baie wat ons nog nie weet nie. En dan saam met dit, hierdie prosesse neem tyd. En ek dink dit gaan partye in die RNE, maar ook buite die RNE en in die breë Suid-Afrikaanse konteks waarskynlik tyd gee om te besin, om te kyk wat hulle wil doen, hoe hulle hierdie goed kan benader. So iewers vorentoe gaan ons dalk 'n ander uitkoms kry as wat ons nou voorsien. Ek dink jy mens moet te veel maak van die politieke ry rondom dit op die kort termyn. Ons moet kennis neem daarvan, maar op langer termyn
is daar waarskynlik 'n bietjie van 'n meer genuanceerde en dalk 'n meer rasionele proses wat gaan uitspeel. Yes, ek dink mens moet net mooi gaan dink aan amper implikasies van as hierdie goed verkeerd hanteer word, wat dit baie vinnig amper in die verkeerde rigting kan inbeweeg. So ek dink is net iets wat mense in die agterkop moet hou vir as hulle as so 'n tipe goed skeef draai, maar so gepraat van die plaaslike verkiesing, munisipale verkiesing. Hoe is die kan ek sê die partye besig om hulle self te posisioneer op die oomblik? Ja, ons sien al hoe meer, ek kon dit noem, partypolitieke ry wat begin duidelik raak, veral in jou groter sentra. Ons het nou gesien die burgemeesters van Tshwane Metro, Johannesburg, wat nou in 'n stand van die stad toesprake gelewer het. En dan interessant, die aansprake wat gemaak word van suksesse en prestasies, en dan meer belangrik, die beloftes wat gemaak word vir die toekoms. En kom 'n mens dit skepties daarna kyk, ek kyk baie skepties daarna, is dit, mens moet dit beoordeel teen die geskiedenis van dienslewering, wat uiters gebrekkig en kommerwekkend is. So op die stadium is dit vir my net aansprake, daar's geen bywyse en basis waarop hierdie aansprake gemaak word nie. Ek dink die een wat vars in die geheue is, gister die Johannesburg burgemeester, Dada Morero, wat 'n toespraak gelewer het, wat weer eens vir 'n mens wys hoe verwyderd is sommige ANC-leiers van die realiteit. Hier sit ons met 'n burgemeester wat sê, ja, daar's probleme, daar's 'n bietjie probleme met Eskom en skuldinvordering, maar hy het 2 weke terug 'n brief van die minister van Finansies gekry wat gesê het, tegnies is Johannesburg bankrot, julle kan nie julle verantwoordelikhede nakom nie, en julle kan nie hierdie goed doen wat julle onderneem het om te doen nie. Nou sy verweer is, hulle moet in gesprek tree, want daar's bepaalde misverstande en wanopvattings, totaal verwyderd van die realiteit. Wat 'n mens, ek dink wat belangrik daarvan is hoe meer die ANC in hierdie konteks praat van herstrukturering, van die aanspreek van die gebreke, van die fokus op plaaslike regering, hoe minder sien ons 'n vermoë om dit te doen. En dit word weer eens bewys in wat in Johannesburg gebeur. Ek meen, ons kan gaan kyk na wat gebeur in ander plaaslike regerings. Kyk wat gebeur in Bloemfontein. Ons kyk wat gebeur in die Oos-Kaap, op die provinsiale en die plaaslike vlak. Dit sê net vir ons dat ons sit met 'n party wat praat oor herstrukturering, praat oor verandering, maar wat baie sukkel om dit van die grond af te kry. Vraag wat 'n mens het is natuurlik, wat is die alternatief? En dit is die onsekere. As ons gaan kyk na, daar was oor die naweek 'n meningspeiling wat vrygestel is. Ja, nou net vra, is daar nie nuwe statistieke, nuwe goedjies wat inkom wat ons kan sien, ja. Die nuutste een wat Markienaar vrygestel het. Interessant, hulle het nog nie al die data vrygestel nie. Maar dit, en ek wil nie in te veel detail daarop ingaan nie, maar wat die basiese tendens wat ons sien, is wat ons oor die afgelope tyd sien uitspeel het. Dalende steun vir die ANC, stygende steun vir die DA en ander partye, EFF sukkel, MK se steun daal, maar ek dink ons moet versigtig wees om dit te ver vorentoe te probeer projekteer, want 'n meningsopname is histories, dis nie voorspellend nie. So die tendense breedweg word bevestig. Wat interessant is, en ek dink ons gaan meer daarvan sien, is dat ANC steun neem toe, dan neem dit af, het neem toe, dan neem dit af. DA sukkel om sy plafon van 20-22% deur te breek, afhangende van hoe en waar jy die opname doen, word dit aangepas vir kiesersopname. So dit is baie moeilik om konkrete langtermyn afleidings te maak. Ek dink genoeg om te sê op die stadium, die tendens wat ons gesien het die afgelope tyd word bevestig en ons sal moet ophou hoe dit gaan ontwikkel. Ek dink as daar nog baie veranderinge kom tussen nou en November wanneer die verkiesing plaasvind. Roland, wat se persentasies lyk dit tans na volgens hierdie opname? Afhangende van waarna jy kyk, maar breedweg, die ANC het rondom 35%, in sommige gevalle, ons het gesien so rukkie terug, het hy opgegaan na 40-41%, DA rondom 22-25%, EFF so rondom 10%, en MK ook 10-12%, so dis maar die vlakke, maar soos ek wil weer sê, ons moet versigtig wees, hierdie is nie 'n voorspelling nie, dit was die opname in Desember verlede jaar.
Ek dink daar is nou weer 'n opname in die veld en dit behoort want daar het 'n klomp goed gebeur van Desember af. So ons gaan waarskynlik 'n ander prentjie begin kry as ons sien hoe die proses nou uitspeel. Ja. Rollins is dan so 'n bietjie internasionaal kan gaan kyk. Wat is die nuutste nuus wat dan nou uit Iran uitkom? Ek het voor ons opname begin het gesien die oliepryse is wel bietjie af. So daar is klink vir my dalk so 'n bietjie positiewe nuus wat daar uitkom. Ja, ek dink is baie onseker. Die interessante as ons gaan kyk en daar kan jou ekonome vir jou 'n bietjie meer hieroor sê is dat die markte baie wisselvallig is rondom wat gebeur en enige aanduiding van goeie nuus dan het dit 'n baie groot positiewe effek op die markte en as daar iets negatief is dan is dit die olieprys wat spring, nie noodwendig die markte nie. So dis 'n interessante korrelasie wat ons daar sien. Daar's baie onsekerheid. President Trump het nou gister en oor die naweek baie sterk uitsprake gemaak. Hy het gesê Dinsdag was die dag vir 'n groot aanval op Iran en toe het hy 'n oproep gekry wat sê van die golfstate wat sê hou terug, moenie nou aanval nie. Ons vorder met die onderhandelinge. Nou ons weet nie wat regtig gebeur nie. Daar's baie teenstrydige berigte wat loop. Die een wat sê daar is vordering of daar's 'n kans, maar daar's nie die partye is ver uit mekaar uit. En nou word daar vrae gevra byvoorbeeld is Pakistan 'n eerlike bemiddelaar of is hulle besig om beide partye te probeer intrek deur min of meer met elkeen te praat in die terme van wat die partye wil hoor. Nou dit weet ons nie. Dis maar een van die argumente wat 'n mens hoor. Die aanduidings wat ek gesien het, die nuutste is dat daar 'n 14-punt plan op die tafel en dis 'n raamwerk wat ooreengekom moet word. En blykbaar is daar vordering daarmee. Daai raamwerk gaan dan die oorlog beëindig, gaan oor tyd 'n de-eskalering tot gevolg hê, die oopmaak van die straat van Hormuz oor tyd, maar dit gaan ook gepaard gaan met dan langer termyn samesprekings oor ander kwessies. Een van die aspekte in die voorstel byvoorbeeld is dat Iran vir 15 tot 20 jaar nie verryking van Iran sal doen nie. Maar dit is nie 'n permanente beëindiging nie. En dit is een van die brandende kwessies. Tot watter mate gaan hulle 'n kernprogram hê? Gaan hulle Iran verryking vir siviele doeleindes mag doen? Waarskynlik. Maar wat is die beperkings? Wie gaan dit toepas? Wie gaan dit inspekteer byvoorbeeld? So daar's baie onsekerheid. En dan is daar ook berigte wat uit die VSA kom dat daar spanning tussen president Trump en premier Netanyahu is. Netanyahu is blykbaar ontevrede omdat die aanvalle nie Dinsdag voortgegaan het nie. Hy reken Iran kan nie vertrou word en hierdie oorlog moet nou verder gevoer, geeskaleer word totdat daar 'n oorwinning is. President Trump is nie genee daartoe nie, lyk dit. Hy het ook gesê hy wil nie dit doen as hy dit nie moet doen nie, maar hy is bereid om aan te gaan met die oorlog as daar nie 'n ander opsie is nie. Ek dink president Trump is in 'n baie moeilike situasie. Die druk wat hy van die binneland en ook uit ander dele van die wêreld kry, is definitief 'n belangrike faktor. Saam met dit die feit dat alhoewel die VSA militêr baie suksesvol is, het hulle nie regtig op die stadium lyk dit die doelwitte bereik wat gestel is nie. En dit beteken dis 'n onvoltooide oorlog. En wat is die langtermyngevolge daarvan? Versterk jy nie die radikale Iranese leiers as jy nou ophou nie? Of kan jy ooreenkoms beding met hulle wat sin maak? En dan kom die belange van die golfstate ter sprake wat al hoe meer onder druk kom. Ons weet daar's nog elke nou en dan missiele en hommeltuie wat in hulle rigting gevuur word. So hulle is onder druk, hulle is nie lus vir 'n eskalering. Hulle het geweldig skade gelei in hierdie oorlog alreeds. En dan is daar nog druk van China se kant af ook, boop dit. Wel die Chinese druk, maar dis hoofsaaklik lyk dit vir my in die rigting van die straat van Hormuz moet oopgemaak word. Hoeveel druk hulle werklik op Iran plaas, weet ons nie. Ons weet byvoorbeeld dat die handel tussen Iran en China voortgaan. Op die stadium gebruik hulle treinspoorverbindings wat van China af deurloop. Nou natuurlik, dis baie duurder, dit vat baie langer en jy het nie die massa, die volume wat jy sou hê met skeepvaart nie. En dan word daar ook olie verkoop of teruggestuur op hierdie manier na China toe. Maar dis te min om die Chinese behoeftes op die stadium te bevredig.
So China het 'n belang om dit te doen, maar hoeveel druk hulle uitoefen is onduidelik op die stadium. Ja, dit is nogal 'n onsekere storie in terme van wat nou in die res van, kom ek sê, aan Amerika binne aangaan met soos ons loop na hulle verkiesing toe of aanloop na hulle midterm toe eintlik dan nou, is daar meer druk van, is hulle lewenskoste dan nou ook besig is om op te gaan en dan die druk van hulle dan nou ook op Trump wat besig is om toe te neem? Ek dink daar's verskillende aspekte. Een van die belangrike goed nou, die voorverkiesingsproses is aan die gang. Dis nou waar kandidaate van partye teen mekaar wedywer. Die Republikeine kies hulle verteenwoordigers, die Demokrate verkies hulle verteenwoordigers vir die middeltermynverkiesings in November. So daar's baie politiek aan die gang. Saam met die politiek wat aan die gang is, daar is lewenskoste stygings, brandstof is baie duur, en dit het natuurlik 'n groot effek op almal. Dis 'n baie sensitiewe kwessie in die VSA. Of die lewenskoste stygings net 'n gevolg van die oorlog is onduidelik, maar die feit dat dit gebeur en dat daar 'n ongewilde oorlog is. En ek dink dis die belangrike punt. Die mees onlangse opnames dui aan dat die groot meerderheid Amerikaners baie gekant is teen hierdie oorlog. Dis ontevrede met die oorlog, hulle wil nie hê die oorlog moet aangaan nie. Daar's 'n baie sterk steun nog steeds binne die Republikeinse party, maar dis 'n minderheidssteun as 'n mens gaan kyk na die groter prentjie in die VSA. So dis iets wat 'n rol kan speel in die toekoms. Ons sien hoe daar 'n bietjie fragmentering in die politiek plaasvind. President Trump het 'n paar van sy party se verteenwoordigers vervreem. Hy het byvoorbeeld kandidaate gesteun as opponente teen die sittende lede, en van die sittende lede val uit as gevolg daarvan. Van hulle het nou teen hom gaan stem in die Senaat. Daar's 'n maatreël wat nou tot stemming gebring moet word, dat die president nie sy oorlog kan voortsit sonder toestemming van die Kongres nie. Nou, of dit gaan slaag is 'n ander saak, maar dit dui vir ons ook hoe die politieke ry en die politiek rondom hierdie oorlog in die VSA afspeel. 'n Mens gaan moet sien hoe dit gaan ontwikkel. Ja, ek hoop as die Iran-oorlog nou tot 'n einde kan kom iewers, en niemand weet regtig wanneer nie, maar dan kan ons 'n bietjie stabiliteit van daai kant af sien, maar dit lyk tog of jou groot wêreldmoondhede wel weer 'n bietjie wil saamwerk. So ons hoop regtig dit is iets wat vir ons stabiliteit kan bring, veral met hierdie onsekere weeromstandighede wat nou vir ons ook voorlê. Baie dankie vir jou tyd, Roland, ek waardeer ongelooflik.